Welkom by tree 15, kenmerke van 'n volwasse gelowige. Klik hier om die boekie nou af te laai, of gaan ook na www.biblestudy.co.za en gaan laai die boekie daar af. Daar's baie ander Bybelstudie boekies, net soos hierdie ene, wat vir jou baie geestelik kan beteken. Indien jy die boekie in Hardeman soek, kan jy ook met Rian by die kerkkantoor kontak maak en hy sal hom vir jou kan pos of koerier waar jy ook al is. Ek weet nie van in die buiteland nie, maar kontak met Rian, hy sal vir jou kan help daarmee. Dankie Rian. Ons doen nie alles in die boekie nie, ons doen net 'n oorsig. So dis belangrik dat jy die boekie op jou eie moet doen. Ek wil jou mooi vra, doen eers die boekie voordat jy die video kyk. So doen 'n hoofstuk in die boekie en dan doen jy die video. En soos wat jy die hoofstukke klaar maak, kyk jy die video. Die video is bedoel om saam met jou net 'n opsomming te gee oor daardie week of daardie hoofstuk in die boekie. Kolossense 1:28 sê hom, dis Christus, verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Hoe lyk iemand wat geestelik volwasse is? Wat is die kenmerke van 'n volwasse gelowige? Die een reeks wat ons nie gedoen het in 21 tree nie, is die vrug van die Gees. Nou, daardie boekie is ook op die webtuiste beskikbaar. Jy kan hom gaan aflaai by www.biblestudy.co.za en doen hom op jou eie tyd, want hierdie twee boekies gaan eintlik hand in hand. Maar ons doen hierdie ene, want hierdie is belangrik vir die fase waar ons nou is. Die vraag wat ek wil vra in hierdie reeks is, hoe lyk iemand wat geestelik volwasse is? Wat is die kenmerke van 'n volwasse gelowige? In 2 Korintiërs 13 vers 11 lees ons, streef na geestelike volwassenheid. Ons gaan kyk na 9 eienskappe van 'n volwasse gelowige. Vat 'n oomblik en kyk na jou inhoudsopgawe in die boekie en gaan kyk na al 9 studies. Jy kan nou al sien waar jy vorder en dalk waar jy werk nodig het. En ons gaan vir jou by elke hoofstuk uitdaag om die volgende tree te neem. Wat is geestelike volwassenheid eintlik? Geestelike volwassenheid is wanneer ek 'n gekruisigde lewe leef. 'n Lewe wat ek toelaat dat Jesus meer en meer word en ek minder word. 'n Lewe waar ek meer op die agtergrond is en Jesus Christus meer op die voorgrond. Johannes praat van sy eie bediening, Johannes die Doper, toe hy sê in Johannes 3 vers 30, dis Jesus moet meer word en ek moet minder word. Dis ook waar vir my eie lewe. Jesus moet elke dag meer en meer word in my lewe. In Romeine 8 vers 29 lees ons moet gelykvormig word na die beeld van sy seun. Dis Jesus Christus. Ons moet meer en meer word soos Jesus. En dan sê Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. So, geestelike volwassenheid is eintlik net die proses van hoe ek meer word soos Jesus. Ek wil afsluit met Filippense 3 vers 12 tot 14, voordat ons in die eerste hoofstuk inspring. En ek wil vir jou 'n uitdaging gee. Filippense 3 vers 12 tot 14 sê Paulus, ek sê nie dat ek dit al alles sal het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dan sê hy verder, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Mag die Here vir jou seën, sodat jy ook sal streef om die doel te bereik. Dat jy jou sal losmaak van die verlede en die dinge wat jou terughou van die Here, en dat jy jou sal uitstrek om meer en meer van die Here Jesus in jou lewe te hê. Mag jy uitgedaag wees en mag jy hierdie uitdaging aanvaar in hierdie reeks.